Die diepste betekenis in jou lewe lê nie primêr in waarin jou pad is of watter dinge jy ervaar nie, maar in wie saam met jou stap. As ons Matteus 28 lees, en wees verseker, ek verwag nie dat jy dit alleen moet doen nie. Elke dag, tot met die wederkoms, sal ek self by julle wees. So interessant, as jy Matteus lees, dan begin dit met Immanuel, God met ons. En dit eindig met, ek is by julle, en ek sal by julle bly. So die lewe is meer as net 'n reis. Hierdie heling van life is a journey. Vanuit hierdie hoek is die lewe eintlik 'n pelgrimstog, saam met 'n lewende God, wat betekenis gee aan elke tree in ons lewe. En vir 'n oomblik, kyk net wat hier aangaan in die teks, waar hierdie disippels onsekerheid het, hulle staan in twyfel, en dan kom Jesus nader. En hy begin nie met 'n lys vol antwoorde nie. Hy begin met sy teenwoordigheid. En soos een vriendin op 'n stadium vir my gesê het, Johan, weet jy man, ek het gewag vir God om vir my 'n plan vir my lewe te gee, vir die lewenspad van my. Maar wat ek ontdek het, is dat daar was nie 'n plan nie, maar 'n persoon wat saam met my kom stap het. En ek dink dis die geheim van die pelgrimspad. Soos die Emmausgangers wat praat oor alles wat gebeur het, terugkyk na Jerusalem toe en na die tyd agterkom dat hy het saam met hulle gestap. En daar's 'n groep gelowiges van Renovare wat praat oor hierdie pelgrimspad en hulle noem dit 'n conversational life with God. 'n Voortdurende gesprek met God van die groot oomblikke tot die alledaagse. En is juis daar in hierdie bewuswording van sy nabyheid waar betekenis gebore word. Dit is betekenisvol dat Immanuel, God met ons, is. So ek wil jou uitnooi om jouself oop te maak en om meer bewus te word in gesprek, om meer bewus te word saam met hom. En dis dalk 'n ritme wat jy kan probeer in die volgende 7 dae of dalk 'n bietjie langer as jy wil. En dit is as jy in die oggende opstaan, net om te sê, Here, hier is ek. Ek is hier, ek wil graag saam met U stap. En dan kan jy dalk hierso deur die middag, kan jy net vir 'n oomblik, ek kan amper sê net pause, as dit 30 sekondes tot 1 minuut, om net te sê, maar Here, waar is U nou besig hier in my dag? Help my om te sien. Jy kan ook, as daar 'n moeilike oomblik is, maak nie saak wanneer dit nou gebeur deur die dag nie, kan jy miskien ook 'n oomblik net pause en sê, maar Here, hoe is U nou besig om betekenis hier in my lewe in te verweef, in hierdie moeilike oomblik? Wat is U besig om my te leer? Wat is U besig om my te vorm? En dan kan jy in die aand sommer net 'n dankie sê en kyk terug oor die dag en waar het jy die Here raak gesien? Waar het jy sy teenwoordigheid beleef? Maar waar het jy hom ook dalk gemis en hom dalk meer nodig gehad? En dan praat jy met hom daaroor. Doen dit gerus vir die volgende paar dae. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U leef en dat U vir ons omgee. Dat U nie hou van die afstand tussen ons en U nie, dat U naby ons wil wees. Help vir ons om U raak te sien in ons alledaagse. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.